baie spesiaal vir mamma en pappa, maar sjoe, spesiaal vir liewe Jesus, né? Julle ken my nie, my naam is Tannie Larrie. Ek is leraar Walter se mamma, en ek kan julle baie stories van hom vertel toe hy so klein soos julle was. Ons moet net lekker saam sit en gesels eendag. Ek wil vir julle vertel, ek was vir 6,5 jaar, 7 jaar in die sendingveld. Ek was in Zambië, en toe is ek na Nigerië toe, en toe is ek na Kenia toe. Nou, wil ek julle 'n vraag vra, want ek gaan julle 'n ware verhaal vandag vertel wat gebeur het in die sendingveld. Wat beteken dit om liewe Jesus se hande en sy voete te wees? Nie sy mond nie. Nie vandag praat ons nie van dit nie, ons praat van wat beteken dit om liewe Jesus se hande en sy voete te wees? Wie van julle kan vir my sê, wat beteken dit? Wat dink julle beteken dit? Wil julle hê ek moet vir julle 'n storie vertel, wat vir julle gaan vertel wat dit beteken? Goed, kom ons begin. Ek het klas gegee. Ek het mediese sendelinge opgelei en ek het die evangelisasieklas gedoen in Zambië. En elke Sabbatmiddag, of meeste Sabbatmiddags, het ons uitgegaan na die verskillende klein dorpietjies om Riverside waar ons gewerk het. Nou, dit het beteken dat ons baie, baie diep in die bos ingegaan het. Partykeer het ons na ander plekke soos Cherundo gegaan en dan het ons so diep in die bosse ingegaan, dat wanneer kleintjies, soos hierdie heel ou kleintjies hier agter, my sou sien, want nou sit ek en al my ander studente wat nie dieselfde kleurvel as ek het nie. En hulle sien hierdie vrou met hierdie spierwit vel, dan begin hulle skree asof hulle iets vreeslik gesien het en hulle hardloop vir hulle mammas. Want dit is die eerste keer in hulle lewe dat hulle iemand met hierdie kleur vel sien. So met ander woorde, hulle is bang want dit is vir hulle heeltemal snaaks. Hulle weet nie wat gaan aan nie. En dan moet mens eers hulle gewoond maak en dan begin hulle stadig so aan jou te vat en hulle wil jou hare voel of so hulle ondersoek jou dan heeltemal. Maar nou wil ek vir julle vertel, ons het een middag, want ek het dan uitgegaan met die studente en dan het ons gaan sendingwerk doen in die bos. En ons het een Sabbatmiddag, het ons op 'n hut afgekom, wat heeltemal een kant in die bos was. Dit was nie deel van die village, die klein village waar al die ander hutte was nie. En ons het opverdeel, ek het iemand gehad wat saam met die mansstudente gegaan het en dan het hulle met manlike persone gaan werk en ek het die meisies gevat en dan ons as meisies het ons gaan werk. En toe ek by hierdie hut kom, nou daar soort van 'n karton blik ding voor wat 'n deur is. En ek stoot hom oop. Toe is daar 'n verskriklike reuk in hierdie hut. Julle, dit het baie, baie sleg geruik. En ek sê toe vir die meisies, wag julle net en ek gaan in. Toe lê daar in hierdie hut 'n ouma, ons noem haar 'n kok, en haar 2 kinders, maar haar 2 kinders is ook al oud. Sy was baie oud, sy was in haar 80's. En haar 2 kinders lê in die hut, maar haar 2 kinders is siek. En sy is heeltemal verlam. Sy al wat kan beweeg is haar kop, verder is sy heeltemal verlam. En julle, niemand het naby hierdie hut gekom nie. En haar kinders kan nie opstaan nie, hulle is te siek om op te staan. Sy kan nie beweeg nie. En nou wil ek vir julle iets vertel, wat vir julle baie duidelik gaan maak, wat dit beteken om liewe Jesus se hande en sy voete te wees. Hierdie ou maatjie het vir dae lank in die bed gelê en sy kan nie opstaan nie.
Nou dink 'n bietjie, daar's kinders kan nie vir haar sorg nie. Wanneer mens vir dae lank in die bed lê, wat gebeur? Ons maag werk en ons moet toilet toe gaan op sekere tye. Is ek reg? En sy kon nie. So alles het in die bed gebeur. Sy het vir 3 dae was daar niemand wat hulle kos kon gee het nie. En toe ons in die kamer inkom, toe lê sy en al wat kan beweeg is net haar kop en sy draai na my en sy sê vir my, help my. En ek gaan roep die meisies. En ons het emmers gekry en ons het water gaan soek. En ons het hierdie ou maatjie, sy is so lig soos 'n veer want sy eet nie baie nie. Ons het haar uit die bed uit opgetel. Ons het haar bed skoon gemaak. Ons het rondgekrap vir, ek kan nie sê vir lakens nie, maar vir lappe en 'n ander ou kombers. En haar bed vir haar mooi skoon gemaak. Ons het haar lyfie gewas. En ons het nie nagklere gehad of iets gehad om haar aan te trek nie. So ons het haar net so teruggesit in die bed. En toe het ons vir haar begin sing. En ons het almal so om haar bed gestaan en haar vasgehou. Iemand het in haar been gevat, iemand het hande vasgehou. Ons het oral aan haar gevat. En ons het vir haar gesing. En weet julle daai gesig, ek kan nie vir julle beskryf wat op daai ou maatjie se gesig gebeur het nie. En sy het vir ons gesê, vandag was julle vir my Jesus se hande en Jesus se voete. Julle het na my geloop en julle hande het my geraak, my skoon gemaak en met my gewerk. Nou wil ek vir julle iets sê vandag, weet julle wat? Elkeen van ons kan liewe Jesus se hande en sy voete wees. Elkeen van ons. Ons kan miskien net glimlag. Ek kan vir julle so baie stories vertel, maar ons het nie nou die tyd nie. Maar ek wil vanmôre een boodskap by julle agterlos. As jy 'n maatjie sien of iemand sien wat swaar kry, iemand sien wat huil, iemand sien wat seer kry. Weet julle, partykeer om net vir iemand te glimlag is om liewe Jesus se hande en voete te wees. Partykeer om net 'n tydjie met iemand deur te bring of vir iemand wat honger is, pastytjie te koop of brood te koop of wat ook al, is om Jesus se hande en voete te wees. Om 'n maatjie wat huil met haar te praat en te vra as jou hartjie seer, hoekom huil jy? Is om liewe Jesus se voete te wees en sy hande te wees. So ek wil vanmôre hê, julle moet besluit dat julle liewe Jesus se voete en sy hande gaan wees van nou af. Hier by die kerk, waar julle is, die wat skool toe gaan, die wat by die huis is, wees liewe Jesus se hande en voete, wees lief vir mekaar. Kom ons maak ons oogies toe, dan vra ons vir Jesus om ons te help. Want dit is nie altyd maklik nie, het was nie maklik om daai tannetjie te help in daai omstandighede nie, maar dit was nodig en dit was goed vir ons. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, hier's klomp van die maatjies wat vanmôre graag u hande en u voete wil wees. Sal u asseblief vir hulle help om te kyk vir geleenthede wat u vir hulle sal stuur, sodat hulle u hande en u voete kan wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle offergawe, hier is julle glasies, né?